Oeg, dit is so lekker om nou hier te kan wees saam met die SA en Afrika Barista kampioen Steve Koen. Dit ruim so lekker. Baie dankie dat jy hier is vanoggend saam met ons. Baie dankie. Dit is lekker om koffie te kan deel met mense. So Ja. So vertel vir ons, wat maak die perfekte koppie koffie? Weet jy, daar's Is dit 'n eenvoudige antwoord? Nee. Wel, daar is 'n eenvoudige antwoord. Dis Ja. basiese goeders soos goeie water, vars koffie, die goeders wat jy al iewers gehoor het. Ja. Maar vandag wil ek juist met julle praat oor die goeders wat ons nie noodwendig aan dink nie. So vir my, en dis ook eintlik in koffie ingekom het, dit is nie net hoeveel keer het jy al byvoorbeeld koffie gedrink en dan sê jy soos, waar is my koffie? Het ek nog gehad? Ja. Is dit klaar? Is dit nie? Ek weet dat So jy gereeld. self en ek wil sê as jy hom klaar gedrink het, dan jy eintlik spyt dat dit klaar is. Dat jy so En jy kan nie onthou eintlik, was die koffie lekker, Ja. was dit nie. So dis die probleem vir my. Okay. En vandag wil ek eintlik vir julle wys koffie is soveel meer. Ons het eintlik koffie, dis baie dit klink nou baie rof as 'n koffie professionele ou om te sê dat ons het nie koffie nodig om te lewe nie. Nee, kan Skok. nie so goed sê. Shock, reg? Ja. Maar ons het nie koffie nodig om te lewe nie. So ek wil juist vir julle wys dat daar's soveel kleiner nuance Ja. om die koffie meer te waardeer. Okay. En dis juist die ervaring rondom dit. En dis hoekom ek vandag ek het spesiale koppies gebring. Ek het juist spesiale koffie gerooster gister. So julle kan sommer begin met dit. Hierdie koffie is van Kenia af. Ja. Ek wag nou net vir die water om lekker Ek warm wou te juist vir jou word. gevra het, hoe vergelyk Afrika koffie met Brasiliaanse koffie? Watter dit hang seker maar af hoe hulle dit rooster, hoe hulle dit berg, hoe hulle dit vervoer ook, maar jy het nou lank tyd ook in was dit Kenia gewees of was dit Tansanië wat jy spandeer het, né? Ek spandeer redelik baie tyd in Afrika oor die algemeen en ek's regtig lief vir Afrika. Ek voel ja, daar's baie goeie koffie reg oor die wêreld. Panama en al Ja. die plekke daar het goeie koffie, maar ek is net lief vir die kontinent waarop ons is en hy het al sy issues en gebrokenheid, maar daar's nog steeds baie goeie goeders en koffie het eintlik begin en is gevind eerste op hierdie kontinent. En dit is gestuur nou maar as gevolg van klomp goeders reg oor die wêreld. So ek wil vandag vir julle juist Keniaanse koffie dan nou maak. Wat is meer belangrik? Gaan dit oor die bone of gaan dit oor hoe jy die koffie voorberei of is dit die balans? Dit is 'n kombinasie. So ek bedoel ek kan praat vandag en ek kan sê ek gebruik hierdie tegnieke en hierdie water en ja, dit is belangrik, Ja. maar dit voel vir my dis meer net om ek wil die Engelse woord gebruik om justice te doen aan Okay. die mense wat die koffie maak Okay. selfs. En dis die ou in Kenia wat nie is vandag nie. Wow. En ek wil amper op sy storie kan deel en dit voel vir my dis die samewerking wat regtig en dis eintlik 'n barista kompetisie, dis die hele storie. Dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor die hele storie en hoe ek daai ou inbring of daai mense inbring. En wat ek doen dan nou. Dit is Ja. interessant, ek het nou nog 'n dokumentêr gekyk oor koffie en dan praat hulle oor al die groot handelsmerke wat sê daar soveel persentasie dit en soveel persentasie dit en maar dis eintlik glad nie wat daarin is nie. En die klein ou, die gewone ou wat die koffie maak in Kenia, kry nie wat hy moet kry nie. Ja. En sy koffie is nog die regte koffie eintlik. Ja, as ons daar gaan praat en ek wil nie in 'n negatiewe spiral afgaan nie, maar as ons kyk na 'n pakkie koffie, nê. Omtrent 10% van daai wat jy betaal vir daai koffie, gaan nie na die ou wat dit vervaardig nie, maar dit gaan na die land toe. Oh, So imagine gou, payday is een keer 'n jaar. Jy word een keer 'n jaar betaal en 10% van wat die consumer betaal eindig op in jou land en dan is daar nog 'n klomp goeders in jou Ja, land ja, en ja. daar's vervoer en al daai goeders wat 'n impak het in dit. So vir my werk is om vir mense te wys koffie is soveel meer. ja. En mense sê koffie is duur en ja, ek verstaan alles raak duurder, daar's soveel redes vir dit, maar ek wil amper op die argument gebruik om te sê koffie is eintlik nie duur genoeg nie. Ja. Want daar is soveel mense betrokke. Ek's lief vir koffie, maar ek's Ja. ook lief vir mense en dit voel vir my albei moet saamwerk om iets groter te doen en iets Ja. meer te beteken. So Nou vertel vir ons van die kompetisie. Hoe kompeteer 'n mens? Waarna kyk hulle? Wat moet julle doen? Hoe dit gewerk? ja, so om koffie te maak op so 'n kompetisie, dit is soos die Olympics, maar vir koffiemense. So baie as jy daarna kyk, jy verstaan jy is dit 'n baie vreemde situasie. Maar basies gaan dit jy maak 3 verskillende koffies vir 4 beoordelaars. Al daai mense werk natuurlik in koffie, so jy kan nie vir hulle jok en sê hierdie koffie is dit en dan sê hulle vir jou wat hulle weet eintlik, want hulle verstaan waar gaan koffie. En dit gaan hoofsaaklik oor hospitality, Ja. service, maar ook oor die senses. As ek jou sê die koffie proe soos raspberry en jy stem saam met my en jy hou van daai kwaliteit van raspberry, dan sal ek hoër skoor. En op die einde is dit ook soos 'n ambassadeur. Hulle soek 'n ambassadeur Ja. vir
spesialiteit koffie, of speciality koffie soos hulle dit noem. En wat het jy nou hierso gedoen? So ek het Vat ons deur die proses. Ja, wat ek nou gedoen het is ek het daai koffie gister gerooster. Dis 'n anaerobic natural, dis die processing method, die tipe fermentasie. Ja. Het ek gister gerooster, soos 'n light to medium roast. Dan het ek hom gemaal nou, vars gemaal, want dit is maar beter. Ek bedoel 70% van hoe koffie gaan proe word verloor binne die eerste 10 minute nadat dit gegrind is. Hoe fyn of kan dit maak? Dit maak 'n verskil hoe fyn jy dit Baie grind. belangrik. Dis baie belangrik. Ek het nou juist, jy sal sien, dit baie grof. Ja. Dis Hy is is grove grof, sout ja. omtrent. Wys bietjie Ja. daar na die kamera toe. So, ek weet nie of jy dit kan sien nie, maar hy is lekker grof. Ek het die filter nou voor die tyd net 'n bietjie gerins net vir om tyd te bespaar. Ek het nou kwaliteit water in teen 92 grade. So dis nou alles is redelik gedetailleerd. Okay. En dan gaan ek nou gooi, ek het 20 gram in en dan gooi ek vir elke gram koffie gaan ek 15 gram water gooi vir oggend. En hierdie is my oggendresep. Dis wat ek doen in die oggende. En dit is net so plesier. En ek het eintlik 'n paar jaar terug of 'n hele paar jaar terug begin. Vir my is dit die ritueel. Ja. Ek grind die koffie met die hand, ek ruik dit, my seentjie wil ruik en hy wil ruik en dan vra ons mekaar hoe ruik dit. En dit is 'n hele proses. Hoekom grind jy dit grower? Ja, ek het nou die filter het ek teen die kant geseël en ek het gesien en dan gebruik ek nou hierdie hulle praat van 'n drip assist. Dis maar soos 'n amper of 'n stortkop. Ja. Dat ek seker maak dat die koffie ordentlik nat raak. Baie professionele stortkop daar, hoor. Next Soos 'n level. private school enetjie. Maar baie belangrik dat die koffie ordentlik nat word, sodat die water nou kan inbeweeg en daai kwaliteit flavours kan extract. Maar as ek dit te vinnig gooi of die water te warm is, kan ek over-extract en kan meer bitternis gee. So jy kan mense praat altyd van jy brand die koffie. Hulle praat van over-extraction. Okay, so is dit Yes. over-extract. So dis as die water te warm Die is. water te warm is, ja, ek wil sê by die huis eintlik die kans dat die water te warm is baie skraal. Want hoe langer waar jy bly, die kookpunt is verskillend. Ja. Okay, so seevlak, Ja. water kook teen 100 grade, maar hoe hoor jy gaan hoe laer raak kookpunt. Okay, so die kans dat jy by Dullstroom jou water te warm gaan hê is baie klein. Is baie omdat dit so skraal. hoog is. Exactly. So kook jou ketel, los hom miskien vir 15-20 sekondes en dan kan jy koffie maak. Vir my eintlik belangriker in 'n groter krisis is mense gebruik nog steeds Ja. kraanwater. Kan ons net. Goed. Moenie So ons kraanwater kort gebruik nie. gefilterde goeie Kort water. kwaliteit water en ek praat nie net van 'n enige gefilterde water Dis nou nie. ek daai, by die Jennifer het nou kraanwater in die aanstoot ketel gooi en geneem. die ketel heel moeilik te warm laat kook. So ek doen alles verkeerd. So doen jouself begin te gebruik eers net goeie water. Begin dit deur goeie water te gebruik en ek sê nie koop heeltyd bottels water nie. Kry miskien 'n filter by jou huis en maak seker dat 'n filter word gediens Okay. gereeld, maar soos jou kar, nê. Dis belangrik en dan weet jy ten minste goeie kwaliteit water wat goed is om te drink, maar dit is ook goed vir koffie want ek bedoel 98% van wat ons nou gaan drink hier is water. Wow. So ek kan die beste koffie in die wêreld vir jou bring, Ja. maar as ons slegte water gebruik hoe bring dit aan Toe maar mekaar uit? Jennifer, ek het in Potch Jy sien. groot geword. Dis nie net kraanwater nie, dis Jy's interessante myn water daar, ja. kraanwater. En hoe daai wat jy nou daar gegrind het, né? By the way, ek love die masjienkie met my vriend. Dis fantasties. Hoeveel koppies maak jy met so? So hier is vir ek sal sê vir 2 mense. So ek gaan nou vandag gaan ek stout wees. Ek gaan vir julle gooi, maar ek gaan vir my so 'n klein bietjie. 'n slukkie ook. So dat ek dit kan ook kan proe. Maar vandag en miskien gaan ek sommer segue na dit toe. Ja, So kom as ons ons doen dit. Ons sien- kan proe voordat ons tyd verby is. Yes, presies dit. Ek raak nou lus. Great. Want dit ruik kom so ons lekker. begin. Nee? Dan kan julle daarso ruik. Okay, wag, ek ruik. Koffie. Dis my moeilik Okay, tans. wag Ek vir wil daai. sê ek ruik grond. Ek is nog nie 'n koffiekonnoisseur soos wat ek 'n wynkonnoisseur is nie. Ek Okay, dalk so nie jy die hou van oefening wyn. nodig, Watse wyne, watse variëteit van wyne het jy? droë, so sê nou maar ligte Xinsou rooiwyn Kan ons net daar. en dan so sê nou maar 'n Shannon witwyn. Amazing. Ons is op dieselfde planeet. Is dit? Okay, so gaan ons van dieselfde koffie So ook. kom ons kyk gou. Ek hoop Ja. so. Kyk Ja. gou, so die koppie het 2 kante. Daar's 'n een lyntjie, hy's dun, Ja? né? En dan aan die ander kant is daar 2 lyntjies wat die kant is dik. Ja. Goed. Kom ons begin aan die een lyntjie kant. Ja. So die koppie het 'n verskillende diktes. So daar's 'n dun kant en 'n dik kant. Ons gaan vandag begin deur koffie te drink van die dun kant af. So vat dit 'n klein slukkie, kyk Ek spesifiek dog dit wys jou soos 'n shot glasie ek hoeveel. was Nee. Dis nie 'n shooter nie. Ja, ek is definitief van Potch af.
Weet jy wat hou ek daarvan? Hy's nie so oordonderend sterk nie. En dis seker omdat die water hom nie gebrand het nie. Ja, en ook ek het grower gegrind. Ek glo nie koffie moet bitter wees nie. Ja. Ek weet baie mense voel koffie equals bitterness, maar dit hoef nie te wees nie. Okay. Hierdie is my So daar's nuwe 'n ervaring. Fruitiness. Daar's 'n maybe senso, Syrah. Ja. Ja, so ek hou ook van senso, maar hy het 'n bietjie van 'n Dis fruitiness. lekker. Dis omtrent wat ek het. En dan as jy hom omdraai en jy Ja. drink hom van die dik kant af, dan kyk jy spesifiek na hoe hy voel. So ons praat van mouthfeel of body. Ja, ek hou van die dikker kant. So dadelik is hy anderster. Hy voel Dis die vreemdste ding. jy die verskil tussen dun en dik? Ek wil sê, ek hou baie meer van hierdie kant en ek wil sê Syrah Grenache Mourvèdre as ek dit Okay. nou in 'n wyn sou moes So hy voel beskryf. voller, né? Yes. Ag, dis stunning. Steve, verskriklik dankie vir jou tyd. Mag 'n mens cheers met 'n koppie Jy kan koffie? selfs met water. En Ja, vir saai. mag jy voortgaan om hierdie wonderlike koffiesensasie belewenis van koffie en die kwaliteit daarvan te versprei oor Suid-Afrika en Afrika. En baie dankie vir jou tyd hier vanoggend. Amazing. hoor. Baie dankie, Bly hoor. ingeskakel, ons gesels oor 'n golfdag met 'n goeie doel binnekort.